Goeiemiddag, dit is Woensdag 2 April 2025 en ons praat plaasveiligheid die Maart uitgawe wat so 'n bietjie oorgeloop het in April in en ek het oorweeg om dit April veiligheid te maak, maar kom ons bly maar by Maart dat ons die kontinuïteit van dit behou. Daar is vir April maand is daar al klaar weer ander materiaal wat beskikbaar is, so kom ons hou by Maart. Ek wil 'n bietjie praat oor hoekom ons boere verminder en dan so 'n bietjie uitwy oor ons mense wat ons aanstel en dan so 'n bietjie wenke oor wanneer ons mense aanstel. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Om te boer in Suid-Afrika is nie 'n maklike taak nie. En as jy kyk na die uitdagings wat ons landbouers in die gesig staar, dan is dit nie verbasend dat ons landbougemeenskap besig is met te kwyn nie. Dinge gebeur op plase. Oeste misluk as gevolg van droogte, ons verloor oeste as gevolg van oorstromings, haal. En dan kyk boere baie keer na alternatiewe inkomstes, hulle verkoop en trek dorp toe. Veediefstal maak dit vir boere onmoontlik om verder aan te gaan. Die plaas gaan ten gronde en die boer verkoop en trek dorp toe. Soms word grond uitgekoop oor minerale regte. Die plaas is verlore, want is rehabilitasie van die landbougrond na die mynoperasies werklik suksesvol? Dit is alles hierdie plus dan natuurlik die ander ding waarmee ons sukkel in Suid-Afrika, plaasaanvalle is alles faktore wat maak dat dit vir ons onmoontlik raak of moeilik raak om verder aan te gaan op ons plase. Het ons steeds nie gewoond geraak aan die sinnelose moorde en aanvalle op ons boere in Suid-Afrika nie. Plaas word aangeval, boer en sy vrou word vermoord, die erfgame wil nie verder boer nie, die plaas val in alternatiewe hande en daar's 'n stapie nader aan vorentoe om kos te beheer. Plase is dood eenvoudig nie meer veilig nie. Jy dink jy is, maar as jy jou oë uitvee, dan staan daar 'n terroris in jou kombuis. As kyk na die deursnit van nasionaliteite wat betrokke is by plaasaanvalle, dan wonder ons of ons nie onsself werklik waar oopstel vir hierdie tipe van gevaar nie. Baie gevalle is dit plaaswerkers wat agter hierdie goeie sit. Ons werkers word gewerf uit ons huise uit. Daar was 'n geval gewees nou onlangs waar die vrou gesê het, maar pa, hierdie vrou het al soveel jaar vir my gewerk in Pretoria. En die volgende vraag wat hulle daai vrou gevra het, is sy vasgetrek en sy was eintlik betrokke gewees by 2 van die aanvallers op daardie plek. Dit was 'n dorpsaanval gewees, maar ek gee vir julle die voorbeeld dat mense binne in ons huise soms een van ons grootste gevare is. Werwing van 'n nuwe plaasarbeiders is nie so gestruktureerd soos die werwing in die korporatiewe omgewing nie. Dis bloot 'n woord wat uitgaan wat sê ek soek iemand wat my kan kom help. Hy moet 'n trekker kan ry en hy moet weet van beeste. En dan kom daardie werker daar aan, hy's verwys en hy het nie 'n CV nie, want nie elke werker het 'n CV nie. So wat jy kan doen is jy vra vir hom waar hy voorheen gewerk het en gaan na, vra 'n nommer, tel die telefoon op, bel. Vra na betroubaarheid, vra na gewoontes. Baie werkers hulle is goeie werkers, maar hulle is lief om partykeer so 'n bietjie laag te lê hierso op net na betaaldag. En dan ook, hoekom is die werker daar weg? Want ons kry baie keer op ons plase dat werkers weg is as gevolg van ongure gebeurtenisse, dat daar 'n verskil was tussen die werker en die plaasboer, en ek sê wie van die twee was reg nie, maar hierdie tipe van dinge gebeur. So, vra na daai goeters. Vat 'n kopie van sy ID-dokument, hou 'n harde kopie of hou 'n kopie op jou foon, want as jy weer kyk na die dinge wat jy op jou foon is, dan kan daai foon weer gesteel word tydens 'n plaasaanval. Het hy 'n bestuurslisensie? Vat 'n foto van daai bestuurslisensie al twee kante. En dan gaan jy en dan stel jy 'n behoorlike kontrak op. Sê vir hom, dit is jou voordele, dit is jou salaris. Die dag as jy stap, dan is jy geregtig op hierdie en hierdie en hierdie voordele. As jy kan maak van 'n pensioenfonds op, dat hy weet, die dag as hy aftree, dan is daar vir hom geld. As jy werker aanbeweeg, maak seker alle losdrade is vasgemaak. As dit nodig is, gee hom 'n verwysing. Ons het daardie dag 'n geval gehad in Noordwes, waar die plaaswerker na
ek dink iets soos 2 jaar het hy teruggekom en hy het gevra, hy soek die beeste wat aan hom beloof is die dag toe hy sy ontslag gevat het van daardie plaas af. Daar was geen bewys gewees, daar was geen papierwerk wat gesê het, hy het wel die beeste gekry, en daar was geen papierwerk wat gesê het, hy was geregtig op daai beeste, en dit is alles word of mouth, as ek die Engelse terme kan gebruik. En dit is hierdie goeders wat maak dat ons in die slag trap aan die einde van die dag, want ons maak nie seker dat ons, soos die Engelse sal sê, cover all bases nie, en maak seker dat almal op dieselfde bladsy is nie. As jy daai kontrak opstel, geef hom 'n kopie van sy kontrak, dat die dag as hy sy ontslag bring, dat hy 'n kopie van sy kontrak bring, en dat jy die twee kan vergelyk en sê, dis waarop jy geregtig is, dis waarop jy nie geregtig is nie. Ek het daarso gesê met jou ontslag, as jy tot op daai stadium werk, miskien tot op aftrede ouderdom, dan sal ek jou vergoed met iets ekstra. Maar ons doen dit nie, en dan trap ons in slaggate. Dan gaan jy vir my sê, as dit maar net so eenvoudig was, maar waar het dinge fout gegaan? Ons het vertroue in ons eie werksmag verloor, want ons glo dat dit ons eie werksmag is wat ons aanval. Dit is nie altyd die geval nie. Ons oordeel oor ons eie werksmag. Baie mense het al my gesê, Suid-Afrikaanse werkers is te sleg. So nou gaan ons kyk na buitelandse werkers, want hulle werk goed. Ons het nie die probleme met die regering se voorgestelde minimumlone nie. Buitelanders het nie unies nodig nie. Buitelanders is goedkoper dan hulle arbeid, hulle is hier, hulle soek werk met hulle moet eet. Hulle het daar van Zimbabwe afgekom, of self tot sover as Burundi, het hulle al afgekom, en kom sê, ons gaan na die land van melk en heuning toe, want ons soek 'n inkomste. Nou sê hy vir jou, ek is daarso weg, as gevolg van die burgeroorlog. Maar hoekom, as jy vlug van die burgeroorlog af, vlug jy sonder jou gesin? So daai ou kom al die pad daar van Burundi af, hy kom alleen, sy vrou en sy kinders bly agter daarso, en hy kom vestig homself hier in Suid-Afrika, maar inderwaarheid is dit 'n werksmag of 'n mag, wat hulle self kom vestig onder ons. En ja, ons eie werkers raak die josie in, want die werk word van hulle af weggevat en word vir die buitelanders gegee. En dit is dit nie juist daar waar ons die fout maak, dat ons onsself blootstel aan iemand vir wie ons nie 'n verwysing kan kry nie, want hy kom van Burundi af. Wie gaan jy kan kontak in Burundi om te sê, hierdie ou was 'n plaaswerker, hy kan miskien 'n trekkery, hy het nie 'n lisensie nie, maar jy is nie regtig geplaas daaroor nie, solank jy die werk doen, sê jy vir hom die loon gee, wat julle ooreengekom het. Kom ons kyk 'n bietjie na statistiek van plaasaanval en verspreiding van nasies. Ten spyte van die feit dat hierdie ouens oor die grense stroom, want daar is net nie meer 'n grensdraad nie, kom hulle ook hierso aan met busse. Daar's party van hulle wat al vir 20 jaar in Suid-Afrika is. Hy's 'n betroubare werker. Hy is opgevoed, hy sit elke oggend en hy vergewis homself wat rondom hom aangaan in Suid-Afrika. En daar is van hulle wat al opgetel is tydens plaasaanvalle, of ook waar daar sogenaamde klopjagte was, wat mense onwettige immigrante in diens geneem het. En daar was 'n geval gewees met 'n plaasaanval wat dit onwettige immigrant is. So wat gebeur met hierdie ouens? Word hulle gedeporteer of gaan hulle maar tronk toe? Want dis die probleem waarmee ons sit. Dus ek sê daar's baie van hulle wat wettiglik oor die grens kom en hulle kom met busse hier aan. Hulle kom absoluut in daai bus vat 67 mense. Jy kan kyk tussen Messina en Pretoria of tussen Messina en Gauteng. 4, 5, 6 busse 'n dag soos wat hulle kom. En ja, party van hulle gaan na 3 maande gaan hy vinnig huis toe vir 'n week, of hy gaan om van die eerlik is, gaan om sy paspoort te hernie, sodat hy weer wettiglik in Suid-Afrika kan kom werk. Maar nie elkeen van hulle is betroubaar nie, soos ons kan sien aan die statistiek. My raad aan jou is, kyk wie jy aanstel. Daar's baie mense wat sê, weet jy wat, ek sal 'n buitelander aanstel, en ek weet wat jy sê, maar ek het ongelukkig betroubare hulp nodig. As hulle werklik so betroubaar, kyk na die statistiek. En
baie is gaan vir jou sê, weet jy wat, hierdie werker is al 20 jaar by my op die plaas, sy kinders begin af my te werk, so ek koop Suid-Afrikaans. Aan die einde van die dag is dit jou keuse, maar ook aan die einde van die dag is jy verantwoordelik vir jou eie veiligheid, en ek stop dit daar. Mooi dag vir julle, geniet April, ons praat later oor April veiligheid.